Goeiedag. Vandag praat ons op hierdie DVD bietjie oor die vreugde van die Here. The joy of the Lord. Dis wat die Bybel ons vir ons sê. Watter vreugde kan daar wees om saam met Christus in 'n verhouding te stap? Wat is die gevolg van hierdie vreugde wat in my gaan begin lewe? Wat sê die Bybel vir ons daaroor? Ons gaan vandag bietjie kyk daaroor. Maar kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer, omdat U vir ons 'n kosbare boek gegee het, die woord van die Here, die Bybel waarvolgens ons kan lewe. En ons wil vandag vra, Heilige Gees, dat U my die pad uit sal vat en dat U vir ons sal openbaar uit U skrif uit. Hoe kan ons in vreugde lewe? Die vreugde van die Here, die volle vreugde, sodat ons blydskap volkome kan wees, want die Here ons weet en ons verstaan. U is die bron van alle vreugde. So openbaar U self vandag van ons, aan ons, as die Vader en die bron van vreugde. Openbaar U skrifte aan ons. En Vader, ek kom staan ook vandag teen elke gees van die Satan, wat wil probeer om ons vreugde te steel, wat wil probeer swaarmoedigheid inbring. Ons breek dit vandag in die naam van Jesus Christus. En Here, ons bid onsself toe onder die bloed van Jesus Christus. Ons bid ook dat U die engele rondom ons sal opstel, hier waar ons besig is met die opname, en daar waar die mense na hierdie DVD sal kyk. Seën hulle, Vader, seën hulle huise, seën die plekke waar hulle sal wees, en dat U ook daar teenwoordig sal wees, want U is alomteenwoordig. En spreek nou, Vader, want ons wil hoor wat U vir ons sê. Amen. Mense, in 2 Korintiërs 1 vers 13 staan daar, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit tot die einde toe sal verstaan. My aanhalings kom almal uit die 1933 vertaling van die Bybel uit, want ek glo dis die beste vertaling wat ons het in Afrikaans om te kan gebruik, wat vir ons die dieper geestelike waarhede openbaar. Nou wat sê daardie vers vir my? Dit sê vir my dat dit wat in die Bybel staan, dis wat die Bybel bedoel. Soos daar staan die aarde is in 6 dae geskape, dan beteken dit die aarde is in 6 dae geskape. As daar staan Jesus is uit 'n maagd gebore, dan beteken dit Jesus is uit 'n maagd gebore. As daar staan ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, wat beteken dit? Dit beteken ons beklei teen die bose geeste in die lig. Dis nie 'n mite nie, dis nie 'n legende nie. Dis die Bybel wat so sê. So ek kan dit verstaan soos wat dit daar staan, ek kan dit lees soos wat dit daar staan, en ek kan dit so op my lewe ook van toepassing maak. Want so baie mense wil vir ons sê, maar dis nie regtig wat die Bybel bedoel nie. Mense, as ek daai teksvers lees, dan sien ek, dit wat ek daar lees, dit kan ek op my eie maak, en kan ek volgens lewe. Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En wat so lekker is van die Bybel, in sekere tye sal die Heilige Gees 'n betrokke teksvers aan jou openbaar. Hy sal hom nog verder vir jou geestelik openbaar, en jy sal dieper betekenis, dieper waarhede uit daai vers uit kry. Maar sou jy dit nie doen op 'n betrokke dag nie, dan vat jy daai vers waar daar staan, jy lees hom soos hy daar staan, en jy doen hom, jy pas hom op jou lewe toe, net soos hy daar staan. Toe ek dit begin doen het, ongeveer 8 jaar gelede nou mense, het hierdie wonderlike waarhede in my hart ontplof, het dit in my lewe begin werk, het dit in my finansies begin werk, het dit in my huwelik begin werk, het dit in my kinders se verhoudings begin werk, en ek weet, God is 'n werklikheid, God is 'n lewende God. Kan jy hom ook maar net begin vertrou, as jy begin besef, dit wat in die Bybel staan, dis wat dit beteken. En ek lees ook in die Bybel in Jesaja 28 vers 9, vers 10 en vers 13, God wil kennis leer en openbaringe verstaanbaar maak aan wie? Kom ons lees daar. Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Paulus het soveel kere gesê, julle moes al leermeesters gewees het vanweer die tyd. Waarom moet ek julle nog die melkkosse voer, of die melk van die geloof voer? Want julle kan nog nie vaste spyse inneem nie. Want mense, in so baie gevalle wil ek en jy nie groei nie. Ons is maar tevrede om vir die ou bietjie wat ek het, en wat ek die bietjie wat ek in die kerk ervaar. Nee, God wil hê ons moet groei. Ons moet gespeen word van die melkkosse van die geloof. Want, kyk hoe leer hy ons, dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dis hoe God my en jou leer. Hy leer ons gebod vir gebod, reël op reël, en ons moet begin leer om die Bybel so te lees. Ook ten opsigte van hierdie aspek wat ons nou vandag oor praat, oor vreugde, moet ek die Bybel gaan begin lees en sê, Here, leer my uit die Bybel uit, reël op reël, wat sê U vir my oor vreugde? Hoe kan ek in vreugde lewe? Is dit moontlik? En ons gaan kyk, die Here gaan my leer, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reël op reël, en dan word dit 'n wonderlike, lewende woord ook vir my en vir jou. Maar ek lees een ding in Handelinge 17 vers 10 en 11. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur, en toe hulle daar kom het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger, die mense van Berea, edelmoediger, die Engelse Bybel sê, of a more noble character, as die in Thessalonika. En ek vra die vraag, hoekom? Want daar staan, hulle die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Dit sê vir my, hulle het nie sommer net vir Paulus en Silas geglo, omdat Paulus en Silas hierdie geleerde mense was nie.
Ons wil so graag altyd net na die geleerde mense luister, terwyl Lukas 10 vers 21 my sê, Jesus het by geleentheid het uitgejubel. Ek loof u Vader, omdat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan die kindertjies openbaar gemaak het. So ons moet eintlik na die kindertjies in die geloof luister, nie na die slim en geleerde mense nie, want dis vir hulle verberg. So hierdie mense in Berea het gesê, Paulus, Silas, ons weet julle is die geleerde mense, en ons ontvang werklik julle woord met welwillendheid, maar ons gaan self elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so is. Wat sê ek ten tweede vir jou vandag? Ten opsigte van dit wat ek nou hier vir jou sê. Jy mag my vandag ook nie eens glo nie. Jy kan op die beste vandag vir my sê, Tian, dankie vir jou woord, ek ontvang dit met welwillendheid oor dit wat jy nou vir ons sê oor vreugde. Maar, as ek hierdie DVD afsit, gaan ek my Bybel vat, en ek gaan self elke dag die skrifte ondersoek, om te kyk of hierdie dinge so is of nie. Ek gaan nie sommer net dit wat jy op hierdie DVD vir ons sê, versoekkoek opeet nie, ek gaan die saak ondersoek of dit so is of nie. En dan gaan hierdie goed vir jou 'n wonderlike werklikheid word. So maak dit nie saak wie dit ooit is wat voor jou mag staan en vir jou preek nie. Of dit 'n predikant, 'n pastoor, 'n professor, 'n dokter of wie ook al is nie. Jy kan vir hom sê dankie vir jou woord. Man, is lekker om na jou te luister. Ek kan hoor jy's 'n man van God, maar ek gaan nog steeds self elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge wat jy vir ons sê so is of nie. En dan lees ons in die volgende vers in Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Met ander woorde, ek moet hieroor praat oor hierdie dinge van die Here. Maar bepeins dit dag en nag. So ek moet ook nog daaroor dink. Wanneer? Dag en nag. Hoekom? Sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sê jy met goeie gevolg handel. As ek hierdie dinge van die Here bespreek en met mense daaroor praat en ek dink dag en nag daaroor, by my werk, by die huis, waar ek gaan, op die sportveld, waar ek ook al mag wees, dink ek, wat het ek geleer en gelees in die woord van die Here? Ek het elke dag die skrifte ondersoek en ek het vanoggend ondersoek en ek dink vanaand daaraan, skielik begin dit vir my 'n lewenswyse word. Dit word deel van my hele lewe. En wat gebeur? Ek begin nou gesed handel volgens alles wat hier binne in staan. En wat gebeur dan? Wat is die goeie gevolg? Ek begin in my weë voorspoedig wees en ek begin met goeie gevolg handel. En mense gaan na my kyk en sê, maar wat het jy wat ons nie het nie? En ek gaan vir hulle kan sê, kom ek vertel julle van Jesus. Maar ons moet ophou dwaal, want in Matteus 22 vers 29 sê Jesus, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken en ook nie die krag van God nie. Ons wil te lank en vir te lank waar ons gehad het, die dominee moet vir my die Bybel lees, of die pastoor, of my ouderling, of my diaken, of my pa, of my ma, of my boetie, of my sussie. Nee, die Bybel sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie. So dis tyd dat ek en jy begin ophou dwaal, omdat ons self nie die skrifte vat en hom begin lees en sê, Here, breek vir my oop, ek wil lees wat hierin staan, ek wil verstaan wat hierin staan, openbaar dit aan my asseblief, want onthou, die Heilige Gees is die skrywer van die Bybel. Die Heilige Gees het wel deur mense gewerk, maar hy is nog steeds die skrywer van die Bybel. Die mens was maar net die hand wat die pen vasgehou het, wat die Bybel neergeskryf het, soos wat die Heilige Gees hom geïnspireer het. So ons moet elke keer, voordat ons hierdie woord oopmaak, sê Heilige Gees, breek vir my oop wat u hierin sê asseblief. Verduidelik vir my, hoe hierdie versie op my lewe van toepassing is. En dan gaan dit vir my 'n wonderlike werklikheid begin word. En gaan ek begin weet, as ek sien daar staan, maar ou Dawid is berusp, dan haal ek Dawid uit, ek sien Tian in en ek sien Tian word berusp, ek sê Vader vergewe my, ek het droog gemaak. As ek sien Salomo word bemoedig, ek haal Salomo uit, ek sien Tian en ek sien Tian word bemoedig, ek sê Here, dankie dat U my bemoedig. En so word die Bybel vir my 'n lewende woord. So word dit van toepassing op my lewe. En ek weet, die woord is ook naby my, dis in my hart en my mond om dit te doen. En dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons gaan vandag bietjie kyk, wat wil hy vir ons sê? Hoe moet ons omgaan rondom die aspek dat ons in vreugde kan lewe? Nou gaan ons 'n bietjie kyk na die feit dat Jesus toe hy op die toneel kom, net vir ons vreugde bring. Want God is tog die bron van alle vreugde. En ons lees nou daar op die skerm saam in Lukas 2 vers 10 en 11. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. So toe ons die eerste bevestiging kry van Jesus wat kom, toe is dit 'n tyding van groot blydskap. En Jesus bring vir ons blydskap. Mense, dit kan ons nie anders as om blydskap, vreugde in jou lewe te bring as jy uitvind, maar hier is iemand wat gekom het om jou vry te maak van die sonde in jou lewe nie. Hier is iemand wat vir jou gekom het, sodat jy in alle ewigheid mag lewe, sodat jy die ewige lewe kan beerwe nie. Kan daar ooit 'n groter bron van vreugde wees? Jesus is die bron van vreugde. Jesus het nie rondgeloop met 'n suur gesig nie, want ons lees in Hebreërs 1, vers 8 tot 9, maar van die Seun, is natuurlik die Vader wat nou daar praat, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Waarmee was Jesus gesalf?
Jesus was met vreugdeolie gesalf. Joy. The oil of joy. Dis waarmee hy gesalf was. So almal wat dink Jesus het met 'n suur gesig rondgeloop, ek dink jy gaan 'n surprise kry die dag as jy in die hemel kom, my vriend. Want Jesus, glo ek sien in my geestesoog hoe hy klein kindertjies opgetel het en in die lug opgegooi het, hulle teen hom vasgedruk het, en wat het gebeur? Daar was vreugde op almal se gesigte rondom hom. Almal het saam gelag. Hy het gelag. Maar wat dink ons? Ons dink ons as Christene moet hierdie lang suur gesigte rondloop en dan gaan almal nou sien ons as Christene. Nee mense, dit is nie hoe Jesus was nie. Hy was gesalf met vreugdeolie. Ek en jy kan ook in daardie vreugde begin lewe. En ons moet die Heilige Gees van God begin vertrou. Ons moet die Here begin vra. Here, as ek sukkel met vreugde, Satan is besig om my te steel met swaarmoedigheid. Breek dit. Ek gee my die krag, gee my die autoriteit om met die gees van swaarmoedigheid se houvas op my lewe te breek. En Vader, ek wil in daardie vreugde begin wandel. Ek wil ook daagliks 'n glimlag op my gesig hê, sodat die mense kan sien hoe het Jesus gelyk. Sodat die mense ook in my kan sien hoe het Jesus gelyk, dat daar 'n borreling van vreugde in my is. Ons moet een ding onthou mense, hulle lag nie in die hel nie. So hierdie mense wat vir jou probeer sê, jy moet suur en sedig wees om 'n Christen te kan wees, daai is nie van die Here af nie. Die Here wil hê ons moet glimlag. Ja, ons kan met eerbied, respek en ons sag optree teenoor ons hemelse Vader, maar nog steeds met 'n glimlag, nog steeds met 'n borreling, nog steeds met 'n vreugde wat net van hom afkom. Want ons sien ook, Jesus is mos nou gesalf met vreugdeolie. En wat sê hy dan net voordat hy opvaar in Johannes 20 vers 21? Praat hy met sy disippels. So as jy 'n disipel is, as jy jou hand opsteek en sê Tiaan, ek is 'n disipel van Jesus, dan moet jy weet hierdie opdrag is ook vir jou. Dan sê Jesus, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Met ander woorde, Jesus was gesalf met vreugdeolie. Hy was onder andere ook met vreugde gestuur, uitgestuur in die wêreld, om die wêreld te leer van vreugde. So wat sê hy nou vir jou? Jy, disipel, word ook nou uitgestuur met vreugde. Jy moet met vreugde gaan getuig oor Jesus. Jy moet met 'n glimlag op jou gesig gaan vertel van die wonder wat Jesus in jou lewe gedoen het, van wat Jesus ook al vir jou familie gedoen het, dit wat hy jou gehelp het in jou finansies, om in jou huwelikslewe of in jou kinders se lewens, gaan getuig, gaan vertel dit, maar met blydskap, met vreugde, want jy is ook gesalf met vreugdeolie. En as jy dit nog nie het nie, dan bid jy en jy vra vir die Heilige Gees om dit op jou te laat afkom, dat hy jou sal vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Ons gaan nou na 'n vers kyk rondom dit. En as jy weet, dis wat die Here vir jou wil gee. Is ek en jy bereid om in daardie vreugde te lewe? Of het ons nou al so verval in 'n moedeloosheid? Het ons nou al so verval in 'n negativiteit, in 'n negatiewe lewenshouding, 'n negatiewe mindset, dat ek net deeltyd wil die slegte dink, die slegte sê? Want jy sien Spreuke 18 vers 21 sê, die mag van lewe en dood lê in die tong. En wie dit graag wil gebruik, sal die vrugte daarvan pluk. So as ek heeltyd negatief spreek, en as ek heeltyd negatiewe dinge oordink en so aan, wat gaan met my gebeur? Dis wat met my gaan gebeur. Ek gaan 'n negatiewe lewenshouding hê, terwyl die Here sê, ek salf jou met vreugdeolie, my kind. Ek wil jou bo jou metgeselle salf met vreugdeolie. Want onthou, daai vers wat op Jesus van toepassing is, die Bybel sê ook vir my, ons is mede-erfgename van Christus. So as Jesus met vreugdeolie gesalf is, bo sy metgeselle, dan is jy, my liewe vriende en vriendin, ook as mede-erfgenaam van Christus met vreugdeolie gesalf, bo jou metgeselle, bo die mense rondom jou. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie lekker om dit te weet nie? En te sê, Here, nog meer van u vreugde, laat dit uit my uitborrel, sodat ek ander na u toe kan trek met daardie vreugde nie. Wat gaan gebeur as ek in hierdie vreugde begin lewe? Ek gaan 'n volkome blydskap begin ervaar. Volkome blydskap. Ja, dis wat die Bybel sê. Kom ons kyk na die vers daar op die skerm nou. 1 Johannes 1 vers 4. En ons skryf hierdie dinge, dis nou natuurlik oor Jesus Christus en wat hy alles vir ons gedoen het, aan julle. Hoekom? Sodat julle blydskap volkome kan wees. Mense, wat is volkome? Volkome sê tog vir my 100%. Volkome beteken nie 95% of 80% nie. Volkome is 100%. So as ek hierdie dinge van Christus my eie maak, as ek begin glo en verstaan en vertrou dat hy vir my kom sterwe, dan gaan hierdie dinge wat hy gedoen het, ook my blydskap volkome maak, want ek gaan 'n vreugde in my begin voel borrel en begin ervaar. Dis wat met my gebeur het ongeveer 8 jaar gelede, toe hierdie goed vir my 'n werklikheid geword het, toe dit nie meer net dooie letters op skrif was nie, toe die Gees dit in my hart vir my begin lewendig maak, dat Jesus in my woon, dat hy uit my wil borrel. Raai wat, my blydskap het volkome geword. Maak nie saak wat rondom my gebeur nie, maak nie saak wat mense van my sê nie, maak nie saak wat mense aan my probeer doen nie, my blydskap is volkome, want my blydskap is in my Vader, my blydskap is in Jesus Christus gewortel, gegrondves, gesetel. Dit gaan oor hom, dit kom uit hom uit na my toe, dit gaan alles oor hom en hy word verheerlik in my lewe. Want Romeine 14 vers 17 sê, van die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en
blydskap in die Heilige Gees. So, die koninkryk van God, dat die heerskappy van die Here waarin ek lewe tans hier op aarde, het niks te doen met wat ek eet of wat ek drink nie, maar wel met geregtigheid. Nou geregtigheid is die gewone woord is 'n woord wat beteken in gewone plain Afrikaans God se manier van dinge doen. En vrede en blydskap in die Heilige Gees. So as ek in God se heerskappy begin lewe in my lewe, as ek in sy autoriteit begin wandel, as ek in sy koninkryk inkom, wat beteken ek gaan in alle ewigheid ook saam met hom wees, wat gebeur? Ek gaan die blydskap in die Heilige Gees ervaar. Volkome blydskap en die Here gaan verheerlik word in my lewe. Johannes 16 vers 24 sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang. Hoekom? Want die Bybel sê, vra en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. So ek moet begin vra, Here, dit gaan sleg met my gemoed, ek is emosioneel af, ek is negatief, ek is swaarmoedig, ek is depressief. So ek bid en ek vra dat U vir my blydskap volkome kan maak. En ek bestraf die geeste van swaarmoedigheid wat my aanval. Ek bestraf die geeste van depressie, van vrees, van moedeloosheid wat my wil aanval. Want onthou die Bybel sê ook, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. So ek moet hierdie goed bestraf in die naam van Jesus en ek moet vra en dan sal ek ontvang wat? My blydskap wat volkome kan wees. En ek sal in volkome blydskap kan wandel. Maar omdat ons nie vra nie, mense, ontvang ons nie. En jou Satan speel met ons woer en ons het nie 'n glimlag op ons gesig en ons wonder wat gaan aan. Kom ons kyk na die volgende vers. Filippense 4 vers 4. Paulus skryf: Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Wanneer is altyd? Altyd is altyd. Maak nie saak waar jy is nie. Verbly jou altyd in die Here. Nee, Matian, ek kan my mos nou nie verbly in die Here as ek hierdie moeilike situasie by die werk het nie. Ek kan my mos nou nie verbly in die Here as ek hierdie moeilike situasie by my huis het nie. Wat is altyd? Altyd is altyd. Dink net 'n bietjie terug. Paulus het hierdie teksverse geskryf terwyl hy in die tronk gesit het. En mense, ek kan my nogal glo, of my nogal indink, dat die tronke van daardie tyd is nie die hotelle wat ons vandag het nie. Die tronke van daardie tyd het die riool sommer rondom jou voete rondgeloop as jy daar in daai kerkers daaronder gelê het en die rotte het oor jou geskarrel en. So die tronke van daai tyd was baie erger as die tronke van nou. En ek kan nogal dink dat iemand daar staan en vir Paulus skreeu en sê, Paulus, wat se nuus het jy vir my daaronder? Wat kan jy vir die mense sê terwyl jy nou in daai riool en daai gemors lê? En ek hoor ou Paulus se stem hier uitkom hier vir onder af en hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. So maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of jy in die riool van jou lewe sit nie, maak nie saak of jy in 'n kerker sit nie, in jou lewe, in jou omstandighede nie. Die Bybel sê, verbly julle altyd in die Here, want as ek begin lag oor my omstandighede, as ek begin glimlag oor my omstandighede, dan ruik ek nie meer die riool nie, ek sien nie meer die donker om my raak nie, ek begin die lig van die Here in my ervaar, die lig begin uit my uitborrel, die lig begin ander mense rondom my aanraak, en hulle gaan vir my begin sê, maar wat het jy wat ons nie het nie? En ek gaan vir hulle sê, kyk na Handelinge 13 vers 52, die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. So ek gaan vir hulle kan sê, weet julle wat, ek is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. So as jy daar buite sit, my liewe vriende en vriendin, en jy's nog nie vervul met blydskap nie, vra vandag, terwyl jy besig is om na hierdie ding te kyk, Here, vervul my met U blydskap en met U Heilige Gees. Ek wil vol word, want jy sien, vervul beteken, ek is so vol, dit loop oor. Ek is so vol, dit kan nie meer onderbly nie, dit moet oor die rand vloei. So, Here, vervul my met U blydskap. Vervul my met U Heilige Gees, want as ek in hierdie volheid van God begin lewe, as ek daai vervulling het, gaan ek ook na 'n stikkende wêreld daar buite toe 'n glimlag stuur. Ek gaan ook vir 'n stikkende wêreld daar buite wys hoe lyk vreugde, hoe vloei die Here se heerlikheid uit my uit, hoe vloei die vreugde van die Here uit my uit. Ek gaan altyd 'n glimlag op my gesig hê, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wie my wil sleg sê, wie my wil aftakel nie. As daai bietjie seer verby is, gaan ek sê, Vader, ek vergeef hom. Ek spreek hom vry en ek gaan glimlag oor dit wat gebeur het, want ek weet, die Here is besig om my te leer. Ek is besig om al hoe sterker te raak. Ek is besig om al hoe sterker te groei. In 1 Tessalonisense 1 vers 6 en 7 sê, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges. As ek en jy kan begin leer om selfs in verdrukking in hierdie blydskap te lewe, wat gaan begin gebeur? Ons gaan vir al die gelowiges 'n voorbeeld word. Want ander gelowiges gaan sê, maar wag so 'n bietjie, wat het julle wat ons nie het nie? Want ons kan nie anders as om neerslagtig te wees nie. Dan gaan ek en jy kan sê, weet jy wat? Ons
het die blydskap van die Heilige Gees. Ons het die vreugde van die Here. Kom ons bid vir julle, dat julle ook vervul word met die blydskap en met die Heilige Gees, sodat julle ook in blydskap kan wandel, maak nie saak wat julle omstandighede is nie. En ons gaan 'n bietjie later op die DVD kyk, kan ek ook in vreugde lewe? Kan ek ook in vreugde omgaan, al is daar neerslagtigheid in my lewe? Al is daar situasies in my lewe wat my aftrek, kan ek nog steeds in vreugde lewe? Ons gaan kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê ons kan ja. En ons gaan reël op reël na daardie teksverse kyk. En jy, my liewe vriende en vriendin, gaan besluit, wil julle so lewe, of wil julle na die Satan aanhou luister en net heeltyd negatief wees en net heeltyd afgetrek word? Net die Heilige Gees van God kan dit wat ek vandag vir julle sê oorbreek. Want Johannes 16 vers 8 sê, net die Heilige Gees kan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek kan jou van niks oortuig nie. Dis nie my werk nie. Ek probeer dit nie doen nie, my liewe vriende en vriendin. Ek kan net bid dat die Heilige Gees dieselfde borreling wat hy in my gesit het, dieselfde vreugde wat hy in my gesit het, hy dit aan jou sal oordra en dat jy in die vreugde van die Here al hoe nader aan Jesus gaan begin kom, al hoe nader aan ons hemelse Vader gaan begin kom, op sy hemelse skoot gaan klim en hom gaan vra om jou vas te druk teen sy hemelse bors. Mag die Here jou seën met hierdie boodskap vandag. Laat ons kyk, wat besluit jy? Die keuse is joune. Vreugde. Wat is die teenkant van vreugde? Vreugdeloosheid, neerslagtigheid. Ja, vreugdeloosheid bring neerslagtigheid. As ek nie vreugde het nie, gaan ek negatief begin raak. Gaan ek emosioneel afgetakel begin voel, gaan ek depressief begin raak. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons in die volgende teksverse. In Spreuke 15, vers 13 en vers 15 staan daar: 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deurfees. Wat sê dit vir my? As ek vrolik is, as my hart vrolik is, gaan my aangesig bly wees. Wat beteken dit? Ek gaan 'n glimlag op my gesig hê. Maar as my hart deeltyd verdrietig is, negatief is, wat gaan gebeur? My gees gaan neerslagtig word. En as ek deeltyd net bedruk is, gaan al my dae sleg wees. O, gaan dit met jou broer? O, gebukkend onder die genade. O, dit gaan maar net nie goed met my nie, want ek is weer besig om nie in vrolikheid of in vreugde te lewe nie. En wat is die gevolg? Ek sien in Deuteronomium 28 vers 47 en 48, daar's 'n waarskuwing oor hierdie tipe van houding. Daar staan, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyand wat die Here teen jou sal stuur dien. In honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles. En hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit tot hy jou verdelg het. Wow, dis 'n groot waarskuwing hierdie. Die Here gee vir my en jou oorvloed, my liewe vriende en vriendin. Ja, Matian, jy verstaan nie, wat se oorvloed het ek? Ek het geen geld nie, ek het nie 'n kar om mee te ry nie, ek loop met my voet. Weet jy wat, jy het 2 voete om mee te loop. Kom ek vat jou na hospitale toe waar ouens net 1 been het, of glad nie bene het nie. Kom ek vat jou na hospitale toe waar mense nie hande het om mee te werk nie. En dan gaan wonder jy, of hy nie graag jou hande sal wil hê nie. Of hy nie graag jou bene sal wil hê nie. Jou bene wat nog sterk genoeg is om te kan loop na waar jy wil wees. Jou hande wat nog sterk genoeg is om te werk. Hulle wat daar lê met verwronge handjies, wie se handjies nooit ontwikkel het nie. Dink net wat sal hulle gee vir jou hande. Dink net wat sal hulle gee vir hande om te kan vat en te kan doen wat die Here wil hê hulle moet doen. Maar ek en jy kla heeltyd. Ek en jy is heeltyd besig om te kla oor die oorvloed wat ons het. Die feit dat ek en jy kan asemhaal. Die feit dat ons 'n lekker diep asemteug kan inneem. Dis oorvloed, mense. Kom ek vat jou na hospitale toe waar mense ly aan emfyseem of longkanker of een van hierdie goede, dan kyk jy wat gaan in sy bors aan. Waar hy moet stoei vir elke asemteug, waar hy moet stoei om net aan die lewe te bly. Weet jy wat sal hy graag wil gee vir daai wat jy kan doen? Want jy het 'n oorvloed in die feit dat jy gesond is. Nou dien ons die Here? Dien ons hom met vreugde en vrolikheid van hart weens hierdie oorvloed? Nee, ons kla eerder. Ons murmureer eerder. Ons wil heeltyd meer hê. Ons wil heeltyd ander ouens so goed hê. Terwyl die woord van die Here vir my sê, moenie jou naaste so goed begeer nie. Wees dankbaar in dit wat jy het. Filippense 4 vers 8 tot so vers 13 skryf Paulus, ek het geleer om vergenoeg te wees, om dankbaar te wees in die omstandighede wat ek is. Hy sê in effek daar, as ek dit in my eie woorde kan gebruik, as ek honger is, ek weet ek is geseënd. As ek versadig is, ek weet ek is geseënd. Maak nie saak in watter omstandighede ek is nie. Of ek warm kry, ek is geseënd, of ek koud kry, ek is geseënd, maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Wanneer kom ek en jy ook op daai punt, my liewe vriend, wat ons sê, weet jy, ek wil die Here in vreugde en vrolikheid van my hart dien. Ja, ek het nie genoeg kos in my huis dalk nou nie, maar ek gaan loop en ek kan gaan werk vir kos. Dankie Here vir die voorreg. Dis vir my 'n vreugde. Ek is vrolik oor die feit dat ek mag gaan werk.
en al hierdie tipe van goed. En ons moet vir die Here vra om dit vir ons openbaar te maak, om dit aan ons oop te breek, omdat ek oorvloed het, ander oorvloed wat ander mense nie het nie. Ek lees in Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Daar is 'n baie stunning boek op die mark, A More Excellent Way to Be in Health, van Pastor Henry Wright van Amerika, waar hy praat oor die geestelike wortels vir fisiese siektes. En hier is een teksvers wat hy gebruik om te sê waar osteoporose onder andere vandaan kom. Dat ons so baie kere is ons gees in ons liggame verslaa. Ons is bitter in ons liggame. En ons gees is nie gehoorsaam aan wat die woord van die Here vir ons gesê het nie. En hierdie bitterheid in my maak dat my gebeente uitdroog. Nou kry ek osteoporose of allerlei ander beensiektes en ek wonder wat gaan aan. Maar wat is die teenkant daarvan? 'n vrolike hart. 'n vrolike hart bevorder die genesing. Ek het so ruk terug het ek 'n ding gelees, 'n getuienis wat vir my fantasties was, van iemand wat iewers terminaal siek in 'n hospitaal gelê het. En die dokters het by hom gekom of by haar gekom, ek kan nie onthou of dit 'n man of 'n vrou was nie, en gesê, wat wil jy doen? Jy het nog net 'n maand oor om te lewe, maar jy gaan in hierdie maand nie uit die hospitaal uit mag gaan nie, want ons moet jou op hierdie masjiene gekoppel hou en sovoorts. En hy het gesê, bring vir my al die video's of flieks wat jy kan kry wat komedies is. Alles waaroor ek kan lag, want ek wil lag uit hierdie wêreld uitgaan. Mense, weet jy wat was die ironie gewees? 'n maand later het daardie man volkome volmaak genees uit die hospitaal uitgestap. Hoekom? Want die Bybel sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Hy het begin lag, en daardie lag het sy liggaam, sy gebeentes, sy beenderre, sy weefsel, sy spiere aangetas. Hoekom? Met wat? Met genesing, want God is die bron van vreugde. God is die bron van genesing. God se woord sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing. En onthou julle 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. Soos daar staan, 'n vrolike hart bevorder die genesing, dan beteken dit 'n vrolike hart bevorder die genesing. Dit beteken iets anders dan nie. En in hierdie geval, daai getuienis wat ons het van hierdie man of hierdie vrou was awesome, as spesifiek dit. Dit is wat met hom gebeur het. Toe hy begin lag vir al die komedies, lag vir al die simpel goed wat die mense doen op hierdie flieks, toe word sy liggaam genees. Die teenkant egter is, kan ek ook vreugde hê onder beproewinge? Want ek word beproef. Ja. In 1 Petrus 4 vers 12 tot 13 lees ons, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. So as hierdie goed oor my kom, sê ek, Here, dankie vir dit wat nou besig om te gebeur, want ek weet, deur hierdie beproewinge, deur hierdie goed wat nou gebeur, kan my blydskap volkome raak, kan ek nog steeds lag. Ek kan lag aan die gesig van die aanvalle, en ek kan sê, Satan, ek sien jou, jy's lagwekkend met die goed wat jy probeer doen. Man, en dit is beproewinge en dit is erg, maar ek's nie verbaas daaroor nie. Ek weet dit gaan kom, want ek stap op 'n pad met God, en ek weet die Bybel het gesê, elkeen wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. So ek sien nou ek word vervolg, so ek weet ek lewe godvrugtig, en dit laat my joy borrel, dit laat my vreugde uitborrel, want ek weet, ek is binne in God se wil. Ek is besig om ook, na mate ek gemeenskap het in die lyde van Christus, ook bly, omdat ek weet, ek by sy openbaring van sy heerlikheid met blydskap gaan jubel, want ek gaan jubel om te sê, Here, nou gaan ek in die volle heerlikheid in alle ewigheid. Maar terwyl ek hier op aarde is, al kom die beproewinge, kan ek nog steeds lewe in blydskap, kan ek nog steeds in blydskap optree. Baie keer selfs al sou mense my vloek of beledig. Kom ons kyk wat sê Lukas 6 vers 22 en 23. Salig is julle, salig beteken geseënd, wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en julle naam weggooi, soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag, en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. So as jou vriende by die skool, jou vriendinne by die skool, jou mense by die werk, jou beledig, jou sleg sê, omdat jy standpunt inneem vir Jesus, en hulle verstoot jou en sê, jy kan nie meer saam met ons na die partytjie toe gaan nie, of jy kan nie meer saam met ons aan hierdie goed deelneem nie. Wat moet jy doen? Negatief raak? Depressief raak? Nee, kyk wat staan daar. Wees bly in daardie dag. Begin lag, glimlag, jubel dit uit en sê, Here, ek loof U, omdat ek ter wille van U naam weggestoot is. Ek loof U, omdat ek ter wille van U naam oneer moet ly, want dit beteken, my loon is groot in die hemel, en ek lag daaroor, ek glimlag daaroor, Here, en ek sê vir U dankie daaroor, want ek sien dis iets wat die disippels ook gedoen het. Ons lees in Handelinge 5 vers 41. Hulle, die apostels, was deur die Joodse raad pak gegee, omdat hulle die woord verkondig het, die evangelie verkondig het, en wat staan daar? Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly
dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te lei. Ek en jy het nie groot geword met hierdie tipe van ding nie, want ons weet nie wat die Bybel sê nie. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê die Here, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my weë is nie julle weë nie. So dit maak vir my en jou nie sin, dat ons kan bly wees, as ons oneer lei, terwille van Jesus se naam nie. Maar as ons dit gaan begin doen, mense, weet jy, dit word 'n wonderlike werklikheid. Ook in my lewe gebeur dit. Mense sê my sleg oor die bediening waarin ons is en die goed wat ons vir die Here doen. En elke keer as ek bly is daaroor, as ek die Here begin loof en prys en begin uitjubel oor die goed wat die mense van my sê, weet jy wat gebeur in my binneste? 'n Vreugde borrel in my op en ek weet my loon is groot in die hemel. En ek sê, Here, seën diegene wat my vervloek, seën diegene wat my vervolg, want die Bybel sê dis wat ons moet doen. En dit word 'n werklikheid. So kan dit ook in jou lewe 'n werklikheid word. Maar ons gaan aan. En ons lees in Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, dis geduld, maar die lydsaamheid, die geduld, moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So, ek moet bly wees. Weer eens, ek het nou net vir julle gesê, dit maak amper nie vir ons sin nie, maar met God, by God werk dit anders. As ek in vreugde kan optree, selfs midde in daardie beproewinge, dan weet ek, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak waar ek is nie, maak nie saak wat ek doen nie, want hierdie beproewinge van my, beteken die geduld in my word al hoe meer, en soos wat ek al hoe meer geduldig word, dan gebeur dit dat my geduld tot volle verwerkliking kom, sodat ek volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Niks verwys nou ook in my geestelike lewe, in my verhouding met God. In 1 Tessalonisense 5, vers 16 sê Paulus alweer, wees altyd deurbly. Wanneer is altyd? Altyd is altyd. Gaan weer terug na wat ek net gesê het van Filippense 4 vers 4, nee. Ek verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here. Hier sê 1 Tessalonisense 5 vers 16 amper dieselfde. Wees altyd deurbly. Altyd is altyd, mense. Maak nie saak wat die situasie is nie. Maak nie saak hoe droog dit op my plaas is nie. Maak nie saak of daar nie inkomste in my salaris nie inkom nie. Maak nie saak wat nie. Ek wees altyd deurbly, want ek weet, as daardie goed gebeur, is daar 'n nuwe geleentheid vir 'n wonderwerk van God in my lewe. Daar's 'n nuwe geleentheid vir 'n wonderwerk om in my lewe te kan gebeur. En ek sê, Here, ek is altyd deurbly. Ek loof U vir wat nou gebeur, want ek weet hier's 'n nuwe deur wat op pad is om oop te gaan vir my. Ek dank U daarvoor. Ek is bly, ek is vol vreugde. Dankie Here dat U my lei. Ek verheerlik U en ek weet, daar gaan nuwe dinge in my hart begin borrel. Ek gaan begin om God te loof en te prys, sonder dat ek weet, maar hoe is dit moontlik? Ek moet eintlik negatief wees. Al my bure rondom my is negatief. Al die mense rondom my is negatief, maar hier binne in my borrel iets. Wat is dit? Dis die vreugde van die Here. As ons kyk, wat gaan die gevolg wees van hierdie vreugde in my lewe? Ek gaan God begin loof en prys. Want mense, vreugde is lof aan God. As ek teruggee aan hom wat hy vir my gegee het, dan is ek besig om hom te loof en te prys. Kyk wat sê daai vers op die skerm nou. Psalm 22 vers 4. U is tog die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Waar woon God? Waar daar lofsange weer klink. Nie waar die mense kla, steun, murmureer, moan, groan en al hierdie tipe van goeders nie. Dis nie waar God woon nie. God woon waar die lofsange van Israel weer klink. En ons kan God net werklik loof en prys as ons werklik in daardie vreugde van God begin wandel. As ons ook in vreugde begin loof en lofsange sing, selfs al gaan dit met my sleg, selfs al is daar beproewinge. Weet julle, ons het dit al getoets. Jy kan dit gaan toets. Ek het dit in my eie lewe al getoets. Daai dag as jy so neerslagtig voel, daai dag as jy so baie down voel, wat doen jy? Jy sit vir jou gospel CD op jou CD speler en jy sit hom op full blast oop. En wat gebeur? Jy begin sing. Jy begin lofsange sing en jy begin wat ervaar? Jy begin sommer ervaar hoe staan jou gees op. Jy begin sommer ervaar hoe begin jy borrel. Hoe begin die vreugde kom? Want vreugde is daai lof aan God. As ek God begin loof, dan is God onmiddellik hier. Hy sê ek woon waar die lofsange van my kinders weer klink, nie waar daar 'n geklaarry is nie. So ek en jy moet kies hoe ons wil optree. Psalm 34 vers 2 sê, ek wil die Here altyd loof. Wanneer is altyd, mense? Ons weet mos nou al die tyd. Altyd is altyd. So altyd beteken altyd, nie net op 'n Sondagoggend nie, of so Woensdag aand by 'n selgroep nie. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur aan my mond wees. Jy kan maar nou in my kar inklim en die radio aansit, jy gaan 'n gospel CD daar binne kry, want ek wil die Here altyd loof. Ek kan nie meer na wêreldse musiek luister nie. Mense, dit is ek persoonlik. Ek kan nie meer nie. Vandat ek met God in hierdie verhouding begin ingaan het,
kon ek nie meer na ander musiek luister nie. Ek kan nie meer na wêreldse musiek luister nie, want ek wil God altyd loof. Sy lof is altyd deur in my mond. Ek wil hom net heeltyd groot maak in alles wat ek doen. Waarom? Is dit vir my iets snaaks? Nee, ek sien nou Dawid het dieselfde probleem gehad. Dawid het dan daar self gesê, ek wil die Here altyd loof. So dit wat Dawid eeue terug beleef het, beleef ek vandag. Hoekom? Want dit is nog steeds dieselfde gees van God. Dieselfde gees wat oor Dawid vaardig geword het, is dieselfde gees wat in my is. Dieselfde gees wat in jou wil werk. En weet jy my liewe vriende en vriendin, as jy nog nie 'n keuse gemaak het vir Jesus nie, aan die einde van hierdie DVD sal daar 'n gebed wees wat jy kan bid, om te sê, Here, ek wil U ook aanneem, want ek wil in hierdie vreugde begin lewe. Ek wil soos Jesus wees. Ek wil hierdie joy uit my begin voel, uitborrel. So Here, ek neem U aan. Kom in my lewe in. Leer my hoe U werk. En wat gaan gebeur? Jy gaan ook sy lof altyd deur in jou mond wil hê. Jy gaan die Here altyd wil loof. Ek lees in Psalm 145 vers 2. Elke dag wil ek U loof en U naam prys vir ewig en altyd. Wanneer is elke dag? Elke dag, mense, is elke dag. Nie net op 'n Sondagoggend nie. Elke dag wil ek U loof en U prys vir ewig en altyd. Onthou net, jy wat nou sukkel om God te loof en te prys, moenie dink is 'n tydelike ding nie. Maar ek sal eendag gaan leer. Nee. Ek moet nou leer om God te loof en te prys, want ek gaan dit van nou af doen vir ewig en altyd. Dit gaan vir altyd deel wees van ons mondering. Ons gaan eendag in die heerlikheid van God voor daardie troon staan. Of jy dit vandag wil glo of nie, my liewe vriende en vriendin, ons gaan. En dan, wat gaan gebeur? Wat gaan jy vir God sê? Here, ek wou nie vir U kies nie. Dan gaan hy sê, gaan weg van my af julle wat die ongeregtigheid gewerk het. Maar vir ons ander wat vir hom gekies het, gaan hy sê, kom in die heerlikheid, kom in die vreugde, kom in die wonderlikheid, kom in al hierdie goed wat ek vir julle voorberei het. En in alle ewigheid, vir ewig en altyd, sal ons hom prys. Elke dag van daardie ewigheid. En ons sal sy naam loof en ons sal hom prys. So ons moet dit vandag al leer doen. Ons gaan nie daar in die hemel dit net eenmal 'n week doen nie. Ons gaan hom elke dag loof en prys. So kom ons begin nou al om dit te leer doen. Want Psalm 105 vers 43 sê, en hy het sy volk laat uitgaan met vreugde. Sy uitverkorenes met gejubel. Dis hoe God my en jou laat uitgaan, my liewe vriende en vriendin, as ons vir hom gekies het. As ons sy volk is, laat hy ons uitgaan met vreugde, met gejubel. Want ek kan dan joy hê oor maakie saak wat rondom my gebeur nie. Selfs al was daar daai beproewinge wat ons net oor gepraat het, kan ek vreugde hê. Ek kan jubel oor my omstandighede en sê, Here, in hierdie omstandighede is U groot. Here, ek maak U naam groot. Here, dankie wat gebeur. Onthou, Dawid het baie van hierdie psalms geskryf terwyl hy deur Saul vervolg was, terwyl hy in spilonke weggekruip het, terwyl hy in berge daar in die woestyn moes rondloop. En wat gebeur? Hy sê nog steeds, ek gaan uit met vreugde, ek gaan uit met gejubel, ek loof my Vader, ek jubel tot God. Kan ek en jy dit doen? Nee, sien, ek en jy dink ons kan net tot God jubel. Ons dink ek en jy dink ons kan net vreugde hê wanneer dit met ons goed gaan. Wanneer ons in die kerk sien, dit gaan met ons net goed. Nee, altyd, oral, want hy laat my en jou as sy volk uitgaan met vreugde. Hy laat ons uitgaan met gejubel, omdat ons sy uitverkorenes is. Wat wil jy doen? Hoe wil jy dit doen? Kom ons kyk hoe Dawid het gedoen. Ons lees in 2 Samuel 6, vers 12 tot 22. Dawid het gegaan in die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom gebring. Daarby, kyk mooi wat het hy gedoen? Hy het dit met vreugde gedoen. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. Liewe vriend, wat is alle mag? Is alle mag ou wat net sit staan en sy voetjie net so tap op die grond? Nee, alle mag is alle mag. Want die Bybel sê ons skryf van julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En toe die ark van die Here, die stad van Dawid inkom, kyk Michal, dis nou sy vrou, juist deur die venster en sy sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here. Ek en jy dink ons is vreeslik grand. Ons dink ons kan nie voor die aangesig van die Here huppel en dans nie. Dawid was die grootste koning wat Israel ooit gehad het. En wat doen hy? Hy huppel en dans voor die aangesig van sy Here. Ons sukkel, want ons tradisies is ons vasgebind. Ons kan nie eers een hand oplig om die Here te probeer loof en prys nie. Want jou Satan bind ons vas met swaarmoedigheid, met negativiteit in ons kerke. Selfs wanneer ons God moet loof en prys ons hom met mondhoeke wat na onder toe wys, in steede daarvan dat dit mondhoeke is wat na boontoe wys. Maar wat gebeur? Sy sien Dawid huppel en dans en sy roep hom in en sy sê vir hom, jy het jouself maar nou lekker verneder voor die diensknegte en die diensmeisies, nee. Dan sê Dawid, voor die aangesig van die Here, ja, voor die aangesig van die Here sal ek vrolik wees. Want Dawid het een ding besef. Hy gaan eendag in al ewigheid voor God se troon dans. So hy kan dit nou alreeds doen. En hy het geweet God se aangesig is voor hom. God is tevrede met wat hy doen en hy het gesê, Here, ek dans vir U.
Ek dans nie vir mense nie. As ek sing, as ek my hande opsteek in lof, dan doen ek dit nie vir mense nie. Ek doen dit nie sodat my vrou hier langs my of die man hier langs my of agter my of voor my of die dominee kan sien ek doen dit nie. Ek doen dit nie om mense te please nie, Here. Ek doen dit om U te please. Ek doen dit omdat ek U wil loof en prys, want ek het vreugde in my. En die vreugde van die Here borrel in my. Ek spring op en af want ek is vol vreugde, Here, want ek kan dit net nie meer inhou nie. Ek huppel en dans. Ek draai tikkie al in die ronde, want ek het die vreugde van die Here binne in my. Hoekom sou Dawid dit gesê het? Hoekom het Dawid geweet hy kan so vrolik wees? Want onthou, hy het die woord van die Here geken. En ek glo hy het geweet wat Sefanja 3 vers 17 sê. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Mense, wat staan daar? Daar staan, God verheug hom oor my en oor jou. God het hom oor Dawid verheug. Met wat? Met blydskap. Hy het gejuig oor Dawid. Hy het oor Dawid gedans met blydskap en met gejubel. En weet jy wat? Hy doen dit vandag nog oor my en oor jou. As ek en jy vir hom kies, as ek en jy vir Jesus kies, dan verheug hy hom oor my en jou met blydskap. Hy juig oor my en jou met gejubel. En die oomblik as ek dit besef, dan kan ek nie anders as om ook vir God terug te gee nie. As om te sê, Here, as U verheug oor my met blydskap, as U oor my juig met gejubel. Wat is gejubel? Gejubel is nie, ek loof die Here, ek loof die Here, ek loof die Here met blydskap nie. Dis nie gejuig nie. Dis nie gejubel nie, mense. Gejubel is gejubel. Met 'n groot stem uit te roep tot die Here en te sê, Here, ek loof U, ek prys U, ek verheerlik U. Daar's vreugde in my, daar's 'n borreling in my, want ek weet, ek kan dans en huppel vir U soos Dawid, want U juig en jubel oor my. U verheug hom oor my met vreugde en ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat ek in U vreugde my vreugde kan vind. Dankie omdat U vir my vreugde het, kan ek vir U vreugde teruggee. En ek weet in hierdie verhouding met my Vader raak ek meer intiem en ek raak 'n man van vreugde. Ek raak 'n man en 'n vrou van vreugde. Kinders van God wat in sy vreugde en in sy liefde wandel. En ek wonder nie meer nie. Ek twyfel nie meer nie. Daardie vreugde is in my. Dit borrel uit my. Dit lewe uit my. En dit raak die wêreld aan. En die wêreld begin saam met my glimlag. En die wêreld begin saam met my gehoorsaam raak aan die woord van die Vader. Maak nie saak hoe sleg dit met hulle gaan nie. Hulle begin glimlag. En daaruit begin hulle omstandighede verbeter in die krag wat hulle ontvang deur hulle vrolike aangesig, deur hulle harte wat bly is. En ons moet weet, hier is 'n werklikheid in God se woord. Maar jy moet vandag 'n keuse maak. Wil jy in daardie vreugde lewe of wil jy aangaan met jou neerslagtigheid? Die keuse is joune, my liewe vriend. As ek in hierdie vreugde begin lewe, gaan ek agterkom God gee vir ons iets. As ek begin om 'n pad saam met Jesus te loop, dan gaan ek agterkom hy gee vir ons iets. Wat gee hy ons? Kyk op die eerste vers op die skerm wat ons nou kyk. Prediker 2 vers 26 sê, want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar lei die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. En jy moet nou vandag besluit, my liewe vriend, wat is jy? Is jy welgevallig voor God, in welke geval God vir jou ook wysheid en kennis en vreugde sal gee? Of is jy een van daardie wat net wil bymekaar maak en jy is heeltyd besig met materiële goeders en nou Mammon begin jou vasdruk en ons het 'n ander DVD wat ons praat oor finansies. Maar Mammon begin jou vasdruk en jy wil net heeltyd bymekaar maak en daar's geen vreugde in jou lewe nie, want jy is so bang jy gaan jou karre verloor, jy is so bang jy gaan jou huis verloor, jy is so bang dit en so bang dat. Wie wil jy wees? Wil jy welgevallig wees voor God se aangesig? As jy welgevallig is voor sy aangesig, weet jy, dan gee God vreugde, wysheid, kennis en hy gee al die ander goed. Dis wat die Here vir ons sê. So jy moet kies wat jy wil doen, maar God gee vir ons vreugde onder andere. Hy deel dit uit verniet. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. Jesaja 29 vers 19 sê, en die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Here. En die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Wat gaan ek en jy smaak in die Here? Wat gaan hy vir ons gee? Vreugde op vreugde. Vreugde op vreugde. Maak nie saak wat die situasie is nie. Vreugde. Dit gaan uitborrel, dit gaan kom, dit gaan op my aangesig wees. Ek gaan glimlag. En wat gaan gebeur? Die mense gaan sê, ek wil hê wat jy het. Ek wil hê wat jy het. Kom gee my wat jy het. Kan ek net sê, ek kan net vir jou bid. Ek kan bid dat jy Jesus aanneem. Kom neem Jesus saam met my aan. Kom stap op pad saam met my in alle ewigheid en in die volle heerlikheid van die Here. Want intussen gaan jy aan hierdie kant vreugde op vreugde smaak in die Here. Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap. Daar is ons alweer met vervul. Dat ek vervul kan word met blydskap. So vol kan word met blydskap, dat dit oorloop.
dat julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Jy sien, ek moet dit glo. Dis geloof. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Lees weer. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mense, as die Here my vervul met hierdie blydskap, met alle blydskap en met sy vrede, deur die geloof wat ek het, deur die feit dat ek glo, dis wat die Here vir my gee. Dis wat ek vra, ek glo hy gee dit vir my. Ek glo dit. Nou begin hierdie blydskap uit my borrel en dit vervul my en dit loop uit my uit en dan is ek oorvloedig in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ek is oorvloedig in die feit dat ek 'n hoop het op heerlikheid in alle ewigheid. En ek weet, ek hoef nooit weer te wonder aan die kant nie. Ek hoef nooit weer dat neerslagtigheid, negativiteit, moedeloosheid my onderkry nie. En as daardie geeste van Satan my kom aanval, daardie geeste van negativiteit, van neerslagtigheid, van swaarmoedigheid, van depressie, dan bestraf ek hulle in die krag wat ek het van die Heilige Gees. Ek bestraf hulle in die naam van Jesus Christus. En die Bybel sê hulle sal van my af wegvlug. Ek neem my autoriteit op en daardie autoriteit maak dat ek nog meer in vreugde begin lewe. En ek is meer tevrede en gelukkig omdat ek saam met God hierdie pad stap en ek begin die goed in my lewe ervaar. En as ek daai goed in my lewe begin ervaar, wat gebeur nou? Ek begin nuwe vrugte dra. Watter vrugte? Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En in die Grieks van die Nuwe Testament vind ons uit dat alles is altyd in kronologiese volgorde van belangrikheid geskryf. So, hier sien ons dat blydskap kom net na liefde. So as ek werklik die liefde van Jesus in my lewe begin ervaar, as ek werklik 'n pad met Jesus Christus begin lewe, begin volg, begin lei, 'n pad saam met hom begin loop, wat is die eerste ding wat na daai liefde gaan volg? Blydskap, vreugde, joy. Dit gaan uit my uitborrel, ek gaan nie daar sonder kan nie, maak nie saak hoe lyk my omstandighede nie, maak nie saak hoe lyk my huis nie, maak nie saak hoe lyk wat nie, ek gaan die vreugde van die Here in my hê, want die liefde van die Here is nou in my. En dit gaan weer vrede bring en lankmoedigheid, geduld en vriendelikheid en goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit gaan alles volg. Maar die eerste ding is as ek daardie liefde van Jesus in my het, as ek daardie liefde in my hart inneem en ek begin daardie liefde lewe, wat gaan volg? Ek gaan bly wees, ek gaan vreugde in my hê en dit gaan, soos die Engelse sê, contagious wees. Dit gaan aansteeklik wees. Ander mense gaan sê, ek soek dit wat jy het, gee my dit wat jy het. Sê, kom dat ek vir jou bid, kom dat ek die hande op jou lê en ek kan bid dat die Here jou vervul met die blydskap en die Heilige Gees en dat jy in die krag van die Heilige Gees sal uitstap in daardie vreugde. En mense, daar gaan wonderlike gevolge wees, ook vir jou. Wat gaan die gevolge wees? Ons sien dit in Handelinge 8 vers 5 tot 8. Filippus, wat een van die eerste diakens was, hy het van stad tot stad gegaan en wat doen hy? Kom ons lees saam. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. Dis wat jy moet doen, ons moet Christus aan die wêreld verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee. So hulle het geluister na wat Filippus sê, op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor, en die tekens sien wat hy doen. Want hy het baie van die wat onreine geeste gehad het, die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. En baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. As ek en jy ook Christus aan mense begin verkondig en ons begin besef, maar ons het ook die autoriteit in die naam van Jesus om duiwels uit te dryf, om die hande op sieke te lê en hulle gesond te maak en alles. En ons begin ook luister en ons begin ook ag gee en hierdie wondertekens begin my en jou ook volg omdat ons Christus in ons lewe soek. Mense, jy sien, ons moet Christus soek. Ons moet nie die wondertekens soek nie. Ons moet Christus soek. Ons moet Christus verkondig. Ons moet nie wondertekens verkondig nie. Want as ons Christus verkondig, volg die wondertekens. En wat gaan die gevolg daarvan wees? Daar sal groot blydskap wees in die stad waar jy is. Daar sal groot blydskap wees in jou familie. Daar sal groot blydskap wees in jou dorp oor dit wat die Here deur jou doen. Beteken dit dat gaan die aanslag teen jou kom nie? Ek dink in hierdie tyd weet jy, die beproewing gaan nog steeds kom. Maar deur daardie beproewing kan jy nog steeds in die blydskap van die Here borrel en vir almal dit vertel. En jy gaan ander mense leer en ander mense gaan hulle harte vir Jesus gee en jy gaan die volgende ding begin ervaar. Ons lees in 3 Johannes 1 vers 2 tot 4. Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Waarna verwys Johannes hier? Dis nie sy eie kinders waarna hy verwys nie, dis sy kinders in die Gees.
Mense wat hy na Jesus toe gelei het, wat weer uitgegaan het, hulle eie ding gaan doen het, en ander mense wie van Jesus gaan vertel het, maar hulle het in die waarheid gebly, hulle het in die waarheid gewandel. Jy sien, ek en jy moet aanhou om in die waarheid te wandel. En wat gebeur? Dan gaan die kinders wat ek in die gees het, mense wat ek ook die voorreg het om na Jesus toe te lei, dan gaan hulle uitgaan, hulle gaan ander mense van Jesus vertel, en ek gaan hoor hoe hulle in die waarheid wandel, en weet jy wat gaan dit in my hart veroorsaak? Blydskap. Ek gaan so bly wees, dat dit wat hulle by my gekry het, hulle ook vir ander gaan gee het. Ek gaan so bly wees om te weet, dit wat hulle by my geleer het, leer hulle ook vir ander, en die Here word verheerlik, in beide hulle lewens en in my lewe, want ek is vervul met die blydskap, oor dit wat hulle doen, oor die feit dat hulle in die waarheid wandel, oor die feit dat ek weet, hulle doen wat die Here my gelei het om te doen. In Jeremia 15 vers 16 lees ons, toe u woord gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woorde was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskarre. Wat sê daai vers vir my? Toe die woord van God, mense, ongeveer 8 jaar gelede, toe ek ook werklik die geestelik lewende woord van God gevind het, het ek dit opgeëet. Ek kon nie genoeg Bybel lees nie, ek kon nie genoeg tyd met die Here spandeer nie, en die woord was vir my ook vreugde, vrolikheid vir my hart, want ek het uitgevind, sy naam is oor my uitgeroep, Here, God van die leerskarre. Sy naam is oor Tiaan Gilnys uitgeroep. Sy naam is oor jou uitgeroep, Johan, Susan, Pieter, Kosie, wie jy ook al mag wees, jy wat daar buite sit. Die Here se naam is oor jou ook uitgeroep. Gaan kyk maar wat sê Jeremia 1 vers 4 en 5, waar God sê, voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou geken, en voordat jy gebore was, het ek jou geheilig. Geheilig beteken eenkant gesit vir gebruik deur God, en God sê, ek het jou as 'n profeet vir die nasies aangestel. En as jy dit ook begin besef, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan ook hierdie woord begin opeet, en sy woord gaan ook vir jou 'n vreugde word, 'n vrolikheid vir jou hart, want jy kan net nie anders nie. Hier's 'n borreling binne jou, maak nie saak wat die aanslag op jou is nie, maak nie saak wat die aanslag op jou familie is nie, maak nie saak wat die aanslag op jou finansies is nie, jy gaan 'n vreugde en 'n vrolikheid in jou hart hê, want jy gaan weet, ons is klaar in oorwinning, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons liefhet, en dis waaroor dit gaan, mense. 1 Petrus 1 vers 7 en 8 sê, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Daar lê die hele punt. Al sien ek nie vir God nie, ek glo in hom, en omdat ek glo, verbly ek my met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, want ek glo die hemel is 'n werklikheid, ek glo God is 'n werklikheid, ek glo Jesus is 'n werklikheid, en ek glo ook die hel en die swaarmoedigheid en die negativiteit en die Satan se aanslae is 'n werklikheid. Ek glo dit, ek weet dit, en daarom glo ek ook die teenkant, God is alles, God is eerste in my lewe, en dit maak dat ek net nie anders kan nie. Ek verbly my met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Ek het 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms om na uit te sien, en ek kan nie wag nie, maar hierdie kant lewe ek in vreugde. Hoekom? Want kyk wat sê Nehemia 8 vers 10. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Die Engelse Bybel sê, die een vertaling, the joy of the Lord is your strength. Die ander vertaling sê, the joy that the Lord gives you will make you strong. Nog 'n vertaling sê, don't be sad, because the joy you have in the Lord is your strength. En wat sê dit vir my? Die Afrikaanse Bybel sê, dis ons beskutting, dis ons beskerming. Die Engelse Bybel sê, dis my krag. Daarom, as Satan jou joy kan steel, as Satan jou vreugde kan steel, as Satan daai glimlag van jou mond kan afhaal, wat steel hy? Hy steel jou krag. Want wat gebeur wanneer jy swaarmoedig is? Wat gebeur wanneer jy negatief is? Wat gebeur wanneer jy depressief is? Jy begin so maak. Alles raak negatief. Alles trek af, en jy sien nie meer kans vir die lewe nie, en jy wonder wat gaan aan, jy het nie meer krag nie, jy is moeg, jy is sommer net die hele tyd moeg, en jy kom nooit reg nie. Hoekom nie? Want jou vreugde is gesteel. Daarom, omdat Satan die Bybel ken, weet hy, as hy jou vreugde kan steel, dan steel hy jou krag. As hy jou vreugde kan steel, dan steel hy jou beskerming, steel hy jou beskutting. Hoe lank, my liewe vriende en vriendin, gaan jy hom nog toelaat? Hoe lank gaan jy hom toelaat om jou vreugde te steel? Wanneer gaan jy begin opstaan en sê, nee Satan, nie meer nie in die naam van Jesus Christus. Ek neem nou my autoriteit op, en ek bestraf hierdie gees van swaarmoedigheid. Ek breek hierdie kettinge van depressie in my gedagtes. Verdooi net my liggaam en my lewe in Jesus naam. En Heilige Gees, vervul my nou asseblief. Vervul my met blydskap en met die Heilige Gees. Vervul my, Here Jesus, met blydskap en met die Heilige Gees. Die woord sê, hy sal dit vir jou doen. Wanneer gaan ons begin vra? In die Bybel sê, vra en jy sal ontvang. Maar die rede hoekom ons nie vra nie, is omdat ek en jy oor jare getwyfel het in die werklikheid van God. Lewe God regtig?
Is dit nie maar net iets wat ons moet glo en dan maar hoop dat ons reg gewees het nie? Nee. Die Bybel sê in Openbaring 1 vers 18 en 19, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Jesus Christus leef, mense. Hy's 'n lewende God. Hy's die bron van vreugde. Die Vader is die bron van vreugde en deur die Heilige Gees van God wat ons vervul met blydskap en met homself, kan ons in daardie vreugde lewe en Jesus Christus kry al die eer. Al die eer dat hy vir ons hierdie vreugde gee. So kom ons bid gou saam. Vader, in die naam van Jesus Christus, loof en prys en eer ons U vir hierdie vreugde wat U vir ons gee. Ons bid dat U dit aan mense se harte sal openbaar maak, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord, Here, dat hulle almal sal uitgaan in die vreugde van die Here. En dat hulle almal gaan sê, Here, openbaar U vreugde aan my. Maak nie saak wat my omstandighede is nie, want ek wil lewe soos Jesus. Ek wil met 'n glimlag deur die lewe gaan. Ek wil 'n vrolike aangesig hê, 'n vrolike hart hê, wat ook die genesing in my liggaam kan bevorder. Daarom Vader, spreek ons genesing oor liggame daar buite wat vasgebind was deur swaarmoedigheid. Ons bid nou dat in hierdie oomblikke wanneer hulle daai keuse in hulle harte maak om daai swaarmoedigheid nou van hulle uit te gooi, dat hulle liggame nou sal genees in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie Here dat ons dit kan doen in U naam. Ons eer U. Ons loof U en ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good, good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good